Baie welkom as jy vandag ingeskakel is by hierdie boodskap. Ons is nou in die kerkjaar in bietjie hierdie tyd van die Gees. Rondom Paasnaweek doen ons Jesus Christus en die kruis en die opstanding en sy lydenspad en dan verskyn Jesus en dan gaan hy hemel toe en dan word die Gees uitgestort en die effek wat die Gees in die wêreld het en ek wil graag mense hoor so baie preke oor die Gees, maar ek het tog gevoel om graag ook hierdie was op my hart gewees en hierdie Here op my hart gesit, so ek hoop dat hierdie ook vir jou dalk 'n sinvolle inset oor die Heilige Gees is. Die tema wat ek het is gewoon. So, die kerk het baie keer hierdie ding wat hulle sê, sal die Here vir ons 'n nuwe salwing gee? Of ek sal hoor dat mense sal sê, mag die Gees ons opnuut vervul? En ek dink die mense bedoel dit op enige manier nie, maar dan sal ek nou wonder, maar is die Gees nou weg? Het hy weggeraak? Is dit hoekom ons hom moet terugbid of terugroep en van waar af? En dan wonder ek, wat is ons verwagting van die Heilige Gees? En is dit nie dalk hierdie indrukwekkende ingrype en as die Gees van ons besit neem, dan gaan daar nou 'n klomp dinge gebeur nie. En ons is nogal, ek is baie beïndruk as iemand na my toe kom en sê, die Here het een of ander iets aan hulle geopenbaar en dan voel ek vir my, daardie persoon het net soos hierdie ongelooflike spesiale verhouding met die Here en dan sal hulle vertel hoe het hulle hierdie ding in hulle lewe ingestel en die vrug wat dit gehad het en sal ek wonder, maar hoekom gebeur sulke wonderwerke nie met my nie en net met daai mense? En dan, sekere mense kan oor die Heilige Gees praat asof hulle 'n WhatsApp call van die Heilige Gees ontvang het en hy soos direkte opdragte aan hulle gegee het en dit is so glashelder en dan het dit net nog nooit in my lewe so vir my gebeur nie. Soos as ek vra vir die Here het, dan is dit altyd maar 'n bietjie van 'n proses en ek moet bid en ek moet my Bybel lees en ek moet met ander mense praat en in 'n periode tyd, dan is dit asof die Here vir my vrede gee oor 'n bepaalde rigting wat ek moet inslaan. Dis nie hierdie duidelike, Gees het vir my gesê en dan beleef ek die Heilige Gees baie keer anders. Maar dan hou ek daarvan om te dink dat die Gees so direk, so maklik met sekere mense kan praat. En eintlik is hierdie boodskap so 'n bietjie teen my aard in, want ek is nogal iemand wat hou van drama en show en aksie en magic en vir goeie om te gebeur. Maar ek moet eerlik wees, hoe langer ek met die Here 'n pad stap, hoe meer waardeer ek die sagte fluisterings van die Gees in my alledaagse lewe. Ek het 'n diep soeke na sy leiding en raad en baie keer is dit nie indrukwekkend nie. Die meeste dae is dit net so gewoon. Dit is nie 'n geweldige, indrukwekkende, skouspelagtige weerligstrale wat my slaan of hoorbare stemme, en mens kry al hierdie goeters in die Bybel. Die Here het hoorbaar gepraat met mense, die Here het in drome met mense gepraat, en ek dink hy doen dit vandag nog. En ons het natuurlik hierdie hoop op massa bekerings en hierdie herlewingsveldtogte en hierdie emosionele hoogtepunte, en daar's niks fout met dit nie. Soos ek sê, baie van hierdie goed gebeur ook in die Bybel. Maar ek dink nie ons kan net oor die Heilige Gees dink in hierdie terme nie. Want groei en ook geestelike groei is 'n proses. En baie keer is dit 'n langdradige, elke dag se proses. So, ons verwagting van die Heilige Gees moet ook pas by hom en in ons verhouding met hom. So, ek bedoel, natuurlik klink 'n storie soos, die Gees het vir my gesê, ek moet donderdag 4 uur by die Spur se robot gaan staan, en dan vertel hy die persoon, nee, en toe hy dit nou doen, toe ontmoet hy weer hierdie persoon wat hy lanklaas gesien het, en toe gee daardie persoon vir hom sy kar. Of iets soos dit.
Ek weet, dit is nou 'n bietjie van 'n belaglike illustrasie wat ek maak, maar ons wil dink dit is hoe die Here met ons praat, so duidelik, so, dag, datum, uur, en dan as jy daar opdaag, dan gebeur daar hierdie wonderlike goed. Maar verandering en heiligmaking, en om nie te dink en nie te voel, is goed wat tyd neem, want die manier hoe ons dink en die manier hoe ons voel is gevorm deur traumas en gebeurtenisse in ons lewe, en dis nie goed wat net met 'n skakelaar net so verander nie. So, ek dink regtig nie die Heilige Gees is 'n fairy godmother wat rondgaan met 'n staffie en net, of soos 'n genie in 'n bottel wat net goeie goed vir ons laat gebeur, en jy moet net aan sy goeie kant bly, want dan gaan cool goed in jou lewe gebeur nie. Ek dink as jy naby aan die Here bly, sal daar regtig baie cool goed in jou lewe gebeur, maar die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees is nie een of ander magiese krag nie. Dit is eintlik maar vir my, soos met enige ander verhouding. In enige ander verhouding is die verjaarsdae en die huweliksherdenkings en daai tipe goed, dit is eenmalige dae in 'n lang periode tyd. Daar's meer tyd wat jy net so saam leef en saam met mekaar gaan. So, is God magtig? Ja. Kan God wonderwerke doen? Ja. Mag jy die Here vra vir 'n wonderwerk? Ja, asseblief doen dit. Want ons is sy kinders. Maar ek dink nie, ons moet net by daai goed vassteek nie, want dan mis ons die saamloop en die groei, en ja, so ek dink, as ek eerlik is en as ek die woord reg verstaan, dan stel die Heilige Gees belang daarin om ons harte te verander. Om van oomblik tot oomblik ons te lei, om die vraag te vra, what would Jesus do? En om dan, wanneer ons daai vraag vra en ons op 'n manier 'n nudge kry in 'n sekere rigting, dat ons dit dan uitvoer, dat die Here ons dan sal verras. Ek dink die Here is soos 'n kunstenaar wat klei brei. En dis 'n proses om daai klei gevorm te kry en stukkie vir stukkie bruikbaar te maak. So, goed wat my nou meer sou eintlik beïndruk, is as iemand wat baie lank 'n kind van die Here is. Vir my byvoorbeeld sal sê, hulle beleef die Here wil aan hulle werk, en hulle self dan plaas in die Here se hande, en toelaat dat hy hulle omvorm. So, byvoorbeeld, hierdie week het een van my mentors vir my gesê, nee, die Here praat met haar oor sagmoedigheid. En dit het my heeltemal in die veld geslaan, want na my mening het sy die mooiste verhouding met die Here. Sy's absoluut nederig en sagmoedig. Sy is die beeld van sagmoedigheid en nederigheid. En daar kom sy net en sy sê, die Here het haar kom oortuig, daar's skerp kante aan haar, in sekere van haar verhoudings, en dis nie oukei nie, en sy moet werk daaraan. En hierdie vrou is nou al, sy's nie van gister af 'n Christen nie, sy is al jare en jare en jare 'n kind van die Here. En hier kom sy en sy sê net, die Here is in 'n proses met my besig, en hy werk met my oor vrug van die Gees. En dit is vir my indrukwekkend. Dit is vir my besonders en fantasties. So, wat sê die woord? En ek wil so graag vir julle 2 Korintiërs 3 is eintlik die hoofstuk. Hulle kan sê ons kan sê dis 'n Pinkster hoofstuk. Maar ek wil vir julle net vers 18 lees. Dit lees so: Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Okay, so hier's nou 3 goed, wat in een vers, wat sê, maar wat is die werk van die Heilige Gees? Wat kan ons van hom verwag? So, kom ons kyk gou wat is die 3 goed wat hierso staan. Die eerste een is, die Gees open ons oë om God te kan sien. So hy praat eintlik met die Jode hier en dan sê hy, julle het 'n sluier voor julle oë, julle harte is geslote. Die woord van die Here is baie duidelik dat Jesus die seun van God is, maar julle sien dit nie, julle mis dit. Daar's 'n sluier voor julle oë. Maar as julle toelaat dat die Gees in julle lewens kom, sal hy daai sluier van julle wegneem en julle sal God sien.
En God sien in die detail van ons lewe. En hoe word 'n onsigbare God, wat ons nie kan sien en voel en vat nie, hoe word hy sigbaar? Ek dink deur ingesteldheid en aandag. So Richard Rohr sê, we cannot attain the presence of God more clearly, because we are already totally in the presence of God. Ons kan nie vir God vra, ons wil meer van U hê, of vul ons meer nie, want hy het dit klaar gedoen. Maar Richard Rohr sê, what's absent is awareness. So wat ons moet vra is nie om meer gevul te word met die Heilige Gees, want ons is reeds vol van die Heilige Gees. Wat ons moet vra is, Here, maak ons oë oop. Laat ons kan sien dat hy in die detail van ons lewe betrokke is. En dan, as ons die Here begin soek in klein goedjies, in die alledaagse dinge, dan kry ons dit reg om blymoedig te wees as ander mense swartgallig is, om dankbaar te wees oor dit wat ons het, en nie net alles wat ons nie het nie. En dan raak die klein goedjies van die Here, en die maniere hoe hy in klein dinge by ons betrokke is, in ons, om ons, in ander mense, dan raak dit 'n groot ding. Die tweede ding is, die Gees kom wys vir ons Jesus. So, ons kom tot die besef dat Jesus gewen het oor die dood en die hel, en die Gees oortuig ons dat daai oorwinning ook ons oorwinning is. So ons sien Jesus in al sy glorie en alles wat hy vir ons kom doen het, en dit verander ons lewe. Nou, kinders van die Here het ook selfbeeldprobleme en uitdagings. Maar ons is nie veronderstel om dit so diep te hê as ons kan besef dat ons koningskinders is nie. Maar vir ons om by daai plek uit te kom, moet die Gees vir ons Jesus wys. Ons is erfgename van die hemel. Ons is kinders van die God van die heelal. En dit laat ons anders dink. Ons besef dan, ons hoef nie die wêreld self te dra nie. Die wêreld hang nie regtig as se draai, het nie eintlik met my veel te doen nie. So, natuurlik neem ons verantwoordelikheid vir sekere goed, maar ons dra nie die las self nie. Ons hoef nie meer op ons eie potensiaal en vermoë staat te maak om goed te laat gebeur in hierdie wêreld nie, want God het dit reeds in Jesus Christus kom doen. So, ons doen wat ons kan, maar ons vertrou ook op hom, en ons gee oor aan hom. En ek hou nogal daarvan om hierdie storie te vertel. Ek kan nogal gereeld die Here herinner aan my kinders se doopdag. So as ek so buite my vaarwater as in my ouerskap raak, dan sê ek net vir die Here, Here, U het hierdie kinders vir my geleen, maar hulle is eintlik nie myne nie, hulle is U sin. U het op hulle doop, by hulle doop vir hulle kom sê, jy is myne, en dit is net so. So asseblief kom doen U iets in hulle, kom doen U iets in my, gee my die wysheid en die insig om hulle groot te maak tot U eer. Maar ek hoef dit nie alleen te doen nie, want die Gees kom wys vir my Jesus. En dan die derde ding is, die Gees maak verandering in ons moontlik. So, ons word meer en meer gevorm na die beeld van Christus. Die wonder van die Heilige Gees is eintlik dat hy gewone mense kan transformeer. Dat hy gewone sondige mense soos ek kan leer om lief te hê sonder om iets terug te verwag. Om te gee eerder as om te neem. Om minder van myself te word en my ego op sy te sit en ander mense te laat blom. Om my eie sinnigheid en selfsug af te sterf sodat ek bruikbaar in die wêreld kan wees. Dit is die wonder van die Heilige Gees. Elke keer as 'n huweliksmaat sy maat se behoeftes bo sy of haar eie sit, dan breek die hemel deur hier op aarde. Elke keer wat 'n ouer hulle kind se groei kies, eerder as hulle eie selfsugtige agendas, dan breek die hemel deur hier op aarde. Elke keer wat 'n werkgewer sy werknemer se voete dienend was, dan breek die hemel deur hier op aarde. Dan begin gewone mense vrug van die Gees dra en dit verander die wêreld. Dit oortuig die wêreld van Jesus en dit is die krag van die Heilige Gees geopenbaar. So,
Barbara Brown Taylor vertel die storie. Sy het nie in 'n Christelike huis groot geword nie, maar hulle het vriende geword met die metodiste predikant op die dorp. So hulle het toe nou baie saam met hom gekuier en saam geëet en een aand by een van hierdie kuiers sê die dominee vir die dogtertjie, toe sy nou nog 'n klein dogtertjie was, Barbara, jy moet nou asseblief Sondag kerk toe kom, né? En jy moet in die eerste ry van die kerk kom sit. En moet jy baie mooi luister na die stories wat ek gaan vertel. En sy het toe ook presies dit gedoen. En daardie Sondag preek die dominee oor die skepping. En hy vertel, hy het hierdie klein dogtertjie gesien, wat by 'n poeltjie water gesit het. En sy het die paddavissies dopgehou, om te kyk hoe hulle paddaatjies gaan word. En hy was so geïnspireer deur hierdie dogtertjie, wat op 'n manier deur haar observasie en beskerming van hierdie waterpoeltjie deelneem aan God se groter skepping. En terwyl hy dit vertel, besef hy, die dogtertjie waarvan hy praat, is sy. Sy was die ene wat die paddaatjies dopgehou het. En wat sy toe hoor daai dag is, haar storie en God se storie is een storie. En haar dade kan op 'n manier ook God se dade weerspieël. En dat die twee goed nie aparte goed nie is nie, maar dat dit integraal deel is van mekaar, van jou alledaagse lewe. En dan sê sy, in haar eie woorde, sy sê, I became a detective of divinity, collecting evidence of God's genius and admiring the tracks left for me to follow. Sy sê, sy het 'n veranderde mens uit daai erediens uitgestap, toe sy besef, haar lewe en God se lewe is een ding, haar alledaagse lewe, haar handel, haar wandel, haar kyk na paddaatjies, is deel van God se skepping, en dit het van haar 'n speurder gemaak, wat God begin soek het in alles, en toe sy hom begin soek, toe vind sy hom. So, die krag van die Gees gaan ons begin sien in ons gewone lewe, in ons woonbuurte, by ons werksplekke, in ons verhoudings. En dan gaan ons agterkom, God is gereeld betrokke by ons, in ons gewone maniere. Die vraag is, sien ons dit raak of mis ons dit? Omdat ons wag vir daardie groot openbarings, skouspelagtige gebeurtenisse van die Heilige Gees. Mis ons dalk die klein fyn detail waar die Here daagliks by ons betrokke is. Tom Smith skryf 'n boek met die naam Vind God in die gewone. En die hoofstukke wat is, hy sê vind God in die gewone van slaap, wakker word, was, eet, reis, werk, speel, seer, rus en sterwe. Die gewone van elke dag is die Here in. Hoe laat ons toe dat die Here ons stuk vir stuk tot sy wil vorm, dat ons kan vrug dra, en dat dit die wonder van die Gees in die wêreld word? Geloofsgewoontes. Ons praat amper elke Sondag oor geloofsgewoontes, maar dis daai ding, ons kort aandag gee. Dit is wat kort kom. God is nie onbetrokke nie. God is nie ver nie, God is nie weg nie, God is hier. Hy is so tasbaar hier. Heilige Gees, deel van ons, in ons, om ons. Maar sien ons dit? Soek ons dit? Lig ons dit uit vir mekaar? En hoe doen ons dit? Ons nooi die Here in ons doen en late in. So begin jou dag, waar jy dalk 'n kort stukkie op die YouVersion app op jou foon die Verse of the Day se video kyk. Dis 3 minute. As jy meer kan doen, doen asseblief meer. Maar okay, begin jou dag op daai manier. Eindig jou dag met die eksamengebed. Hoor die woord examine? Al wat jy doen is jy vra 2 vrae. Wat ek vandag? Speel jou dag af. Wat het ek geëet? Hoe laat het ek by die huis weggekom? Was ek laat? Was ek betyds? Hoe het ek... Speel jou dag af soos 'n fliek. En dan vra jy 2 vrae. Waar het ek die Here beleef? En waar het ek dalk die Here gemis? En net daai is om jou fokus en jou aandag te plaas, om 'n speurder te raak van God se hand in jou alledaagse wêreld. Dit, geliefdes, as 2 Korintiërs 3 reg is, en die Heilige Gees se werk is, om ons te help om God te sien, om ons te help om saam met Jesus te leef,
en om ons na die beste weergawe van onsself te omvorm. Dit klink dalk nou vervelig, maar my belewenis is dat dit, juist dit, die soetheid, om die soetheid te proef van God se teenwoordigheid in die klein dingetjies van my alledaagste geroei en gestoei. Dit is besonder, dit is kosbaar, dit is uniek, dit is merkwaardig en dit is groot. Kom ons bid saam. Liewe Here, help ons om ons verwagting van U so aan te pas dat ons U sal begin sien. En dat ons nie U sal soek in net die groot dinge nie, want U is natuurlik daarin ook, maar dat ons U sal begin soek in ons alledaagse lewe. En die hier en in die nou, in ons handel en in ons wandel, in ons loop, in ons gesprekke, in ons verhoudings, in ons werk, in ons slaap en in ons wakker word. En liewe Here, in hierdie dinge is U alles. Deur U Gees, 'n sagte, fluisterende, konstante teenwoordigheid. Dankie. Help ons dat ons dit nie sal misken nie, want dit maak die lewe die moeite werd. Amen. Mag jy God sien. Mag jy leer om saam met Jesus te loop en mag jy al meer en meer soos Jesus word. En so die wonder van die Here in jou lewe beleef. Amen. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my aan die van die Vader en sê, wees U op my trooster. Kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my aan die waarheid, leer my van die Vader en sê, wees U op my trooster. Kom o Skepper Gees, wees U op my trooster. Kom o Skepper Gees.